Goeiemôre. Jy luister na die 68ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is mylpale. Ek wonder sommer vir oggend of jy gister toe jou dankie sê brief geskryf het. Indien jy nog nie kans gehad het nie, onthou om dit te doen. Daar is 'n persoon, 'n belangrike persoon iewers in jou lewe wat nodig het om te hoor hoe hulle jou lewe geraak het. En jy het nodig om daaroor na te dink. Want daardie definierende oomblik is steeds deel van jou lewe. Dit lê nie in jou verlede nie, maar dit het jou onwetend daar gevorm om die mens te wees wat jy nou is. Terwyl ons nog steeds oor trotse ervarings gesels, dink ons vanmôre aan nog 'n soort trots, en dit is die mylpale op ons lewenspad. Wat mylpaal oomblikke so betekenisvol maak, is dat dit tegelyk 'n spitservaring is en word gewoonlik gevier in die teenwoordigheid van gesinslede, familie, hegte vriende of kollegas. Met ander woorde, dit kombineer koneksie ook daarmee saam. 3 van die 4 elemente wat definierende oomblikke voortbring. Kom, laat ons terugdink aan die mylpale op ons lewenspad. Ons kan nie noodwendig almal onthou nie. Maar daar was 'n eerste maal toe ons gelag het, gekruip het, tande gesny het, die eerste treetjie gegee het om te begin loop, 'n tand gewissel het, van die doeke af is. Ja, toe ons gedoop is. Die eerste paar jaar van ons lewe is gevul met sulke mylpale. Daar is ook ander mylpale wat uniek is aan ons lewens. Byvoorbeeld die merke teen die deurkusyn, wat elke sentimeter gevier het wat jy langer geword het. Daar was later ons eerste skooldag. Ons laaste jaar in die laerskool, graad 7. Ons het hoërskool toe gegaan en ons hoërskoolloopbaan begin. Belydenis afgelê, matriek geskryf. Dink terug aan daardie mylpale op jou lewe. Dink aan die vriendskappe wat daarmee saamgegaan het. Die vreugde van jou ouers, familielede. Wat was definierend aan daardie oomblikke? Ons ervaar biologiese mylpale, intens persoonlik. Ergens het jou liggaam van 'n dogtertjie in 'n vrou verander en van 'n seun in 'n man verander. Daar was die groot mylpaal om jou bestuurslisensie te kry. En iewers die mylpaal van 'n eerste verhouding, of ten minste 'n eerste ernstige een. As jy gelukkig was, is dit die persoon met wie jy getroud is. 'n Mens se troudag is 'n enorme mylpaal. Jou eerste werk, jou eerste salaris, jou eerste kar, jou eerste eiendom. Kan jy glo dat 'n mens soveel mylpale op jou lewenspad het? Nie almal se pad loop presies dieselfde nie, natuurlik nie. Maar ons het veel in gemeen. Iewers is daar nog die mylpaal van mondigwording, toe ons 21 geword het. Die mylpaal van graadvang, bevordering kry. Jy het ook die stille mylpale van jou werk. 'n jaar by jou nuwe werk, 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 20, 30. Elke jaar in April is ek diep bewus van hoe bevoorreg ek is om nog 'n jaar diensbaar te kan wees in die gemeente waar ek 'n predikant is. Hierdie April was dit reeds 23 jaar. Het voel byna onwerklik dat dit al so lank is. Die viering daarvan het die betekenis. En daarmee voel dit vir my of 'n mens ook seker maak dat die tyd nie maar net verbysnel nie. Vir diegene vir wie dit beskore is daar die mylpaal van 'n kind se geboorte. En terwyl ek en jy ons mylpale opstapel, begin 'n mens weer die mylpale van jou kinders vier.
Dit wat jy beleef het, beleef jy nou soort van as toeskouer met jou kinders en kleinkinders. Intussen vier 'n mens die eie mylpale van 18, 21, 30, 40. Jy vier jou 50ste, half eeu op aarde, 60ste, dalk 'n 70ste. Ja, en hoeveel mense vier nie deesdae 'n 80ste, 'n 90ste of selfs 'n 100ste verjaarsdag nie. Tussenin is daar die huweliksherdenkings. Eers daar die eerste huweliksjaar herdenking. Ons het dit gemaak. Ons het deur daar die eerste risies gekom. En dan is daar die 7 jaar, 10 jaar, 20 jaar, en uiteindelik is daar diegene wat gelukkig genoeg is om 'n goue bruiloft te vier, selfs 60 jaar getrou te wees. Kan jy dink? Maar as ook die mylpale van ons eie verjaarsdae, jaarliks, nog 'n nuwe lewensjaar by ons lewe gevoeg. Ons het ook die mylpale van die ou jaar en die nuwe jaar. Aftrede kom klaarblyklik met gemengde emosies, maar is nogtans een van die belangrikste mylpale van ons lewens. Dalk tree jy nie af nie, en besef jy dat jy nou al die voorreg het om vir 40, 50, 60, 70 jaar hier op aarde te kan werk. Jong, as ek so kyk na die afgetredenes en alles wat hulle nog doen, lyk dit vir my in elk geval nie of 'n mens heeltemal aftree nie. En dalk is juist dit die mylpale om te vier. Ek vra weer die vraag, het jy besef hoeveel mylpale daar is in ons lewens? Besef jy hoeveel ons maak daarvan? Hoe ontsaglik belangrik dit vir ons is? Of laat dit jou vanmôre dink dat jy meer kan maak van mylpale in jou lewe? Dalk vier jy nie eers die belangrikste momente van ons lewens nie, die definierende oomblikke van jou lewe nie. Maar miskien dink jy vanmôre aan 'n mylpaal wat uniek is aan jou eie situasie. Ek dink byvoorbeeld nou aan 'n tannie wat 'n tyd gelede met kanker gediagnoseer is. En hulle moes haar heup verwyder omdat die kanker dit oortrek het. Vir 'n tyd lank moes sy sonder 'n heup aangaan, voordat hulle 'n heupvervanging kon doen. Sy het enorme pyn gehad en deur vele chemobehandelinge voortgestuur. In daardie onseker tye het ek saam met haar familie om haar bed gestaan en haar eerste mylpaal was net om eers regop te kon sit. Vir die meeste van ons is regop sit 'n vanselfsprekendheid. Ons dink nie eens tweemaal daaroor nie. Maar vir haar was dit soos 'n berg wat voor haar gelê het. En sy moes hard werk om dit te bereik. Nadat sy dit bereik het, was daar 'n volgende mylpaal. Dink aan die verskriklike ritme van chemobehandelings waardeur mense gaan. En die mylpale langs die pad, wanneer 'n reeks voltooi is, of die hele chemobehandeling voltooi is. Dalk moes jy weer leer loop na 'n ongeluk of siekte. Wat 'n mylpaal was dit nie, om daardie eerste tree te kon gee sonder die loopraam of krikke. Miskien het jy 'n mylpaal gevier van daardie eerste jaar wat jy skoon was, die tweede, die derde, 'n dekade wat jy nog nooit weer jou mond aan drank gesit het nie. Dalk het jy die mylpaal gevier van om uit 'n vreeslike slegte gewoonte en onfiksheid net eers daardie eerste kilometer te gehardloop het. En toe 5, miskien 10. Dink aan die mylpale wat jy bereik het, soos om die Comrades te gaan hardloop het, of die Midmar-myl te gaan swem het. Wat dit ook al mag wees, hierdie mylpale is ontsaglik belangrik in ons lewens. Mylpale verval nie met die ouderdom nie. Waarom is mylpale vir ons so belangrik? Mylpale is die klipstapels op ons lewenspad. Dit herinner ons dat tyd betekenis het. Dit is die keerwalle wat ons oprig, dat die tyd nie maar van ons wegglip nie.
Dis die monumente wat wal gooi teen die vloed van vergetelheid. Mylpale is die fotoalbums van ons dae hier op aarde, in al ons reise om die son. Laat ons dit dan met vreugde en met dankbaarheid vier. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie vir al die mylpale op ons lewenspad. Vanmôre staan ons eintlik in verwondering om te dink aan al hierdie mylpale wat ons bereik het, wat U vir ons gegee het. Dankie vir die mylpale waarvoor ons hart kon werk. Dankie vir die mylpale wat ons net uit genade uit ontvang het sonder om 'n vinger te verroer. Vir alles dit dank ons U. En ons dankie vir die mense wat dit saam met ons kan vier. Of wat dit vir 'n lang tyd saam met ons kon vier. Here, ons bid dat U ons harte en ons oë sal oopmaak vir die mylpaal oomblikke in ons lewens. Ons dank U daarvoor. In Jesus naam, amen. C.J. Langehoven het gesê, as ek die begeerte mog waag, sou ek dit graag so wil hê, dat die engel wat my kom haal huis toe, my daar bring met die verslag, ek het hom by sy werk gekry. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.